Weer eens baie welkom in die naam van ons Jahwe Elohim. Is dit nie wonderlik dat ek en jy die voorreg kan hê om hierdie name oor hierdie twee lippe te kan hê nie? Om te kan praat oor hierdie wonderlike erfenis. Oor dit wat Jahwe graag wil vir ek en jy voorberei het voor die grondlegging van die aarde. En Jahwe is nie iemand wat kan lieg nie, geliefdes. Hy praat altyd die waarheid. En gaan lees maar daar in Psalm 89, ek dink dit is vers 25. En hy hou altyd sy beloftes. Hy verbreek dit nooit. En dit wat hy vir ek en jy gegee het, is so wonderlik dat ek en jy dit nie kan verstaan nie. Maar ek en jy het nou gepraat oor hierdie wonderlike wederkoms. En jy moet onthou, die vrou daar van Openbaring 12 is nog steeds op die aarde. 'n plek daar waar sy wat Jahwe vir haar in die woestyn voorberei het, wat sy uit die oog van die Satan kon bly. In Openbaring 12, jy moet dit self gaan lees. En nou kom almal hierdie terug na hierdie Jerusalem toe. En nou kom Petrus en hy sê meester, nou wat is daarin vir ons, hierdie 12 apostels? Hy sê, aan julle is dit gegee om op 12 trone te gaan sit en die 12 stamme van die huis van Israel te oordeel. En geliefdes, ek het in my lewe al so baie daar van Esegiel 37 gelees. En dit het ek baie vertel van hierdie opwekking. Wat dan gebeur nou, is die mense wat in die doderyk is, word dan nou almal teruggebring en kom voor by hierdie 12 troon oordeel. En dan sit hy die skaap aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerkant. En dan hoop ons is jy 'n skaap. Dan hoop ons jy sal sê, maar ek was nie bewus van byvoorbeeld die Sabbat nie. Ek het die Sondag gehou met 'n passie, maar ek was nie, hulle het vir my gelieg. En dan gaan hierdie mense ook hierdie verheerlikte liggame kry. Gaan hierdie mense ook opgewek word. En ek wil net vir u vinnig daar in Esegiel 37 lees, van vers 11 af, want dat is jo baie goed, van vers 11, toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dis klaar met ons. Jy moet nou onthou, al die hele Israel word nou opgewek, kom nou uit die doderyk. Die wat aan sy linkerkant is, die bokke gaan weer terug, om te wag vir die wit troon oordeel, wat na die 1000 jaar gaan eers gebeur. Dan eers begin die ewige lewe. Nou sê hy vir hom, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek Jahwe Majesteit, kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, nie in Suid-Afrika nie, man, in die land van Israel, sê Jahwe, hy sal hierdie grafte oopmaak, maak nie saak waar is hulle begrawe nie. En hy sal hulle opwek, hy sal hulle uit hierdie grafte uithaal en hulle versamel daar in Jerusalem waar hulle vir hierdie 12 troon oordeel moet gaan staan. En julle sal weet dat ek Jahwe is, as ek julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, Jahwe, dit gespreek en gedoen het, spreek Jahwe. Hoor jy? Daar vers 21 sê hy, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal, tussen die nasies uit, waarheen hulle getrek het. Maak nie saak waar dit is, wat Jahwe het vir hierdie volk gesê toe hy daar gekom. As jy nie my gebooie, my insetting, my verordening hou, sal ek jou uit hierdie beloofde land uithaal. En ek sê jou versprei oor die volkere. Dink maar aan Daniël se tyd.
Nebukadneser se tyd, daar waar hy die 10 stamme ryk van Samaria af gekom het, en die woord sê, het nooit weer teruggekom nie. En ek en jy is deel van hierdie volk. Dit kan nie anders te wees nie, geliefdes. Hierdie volk wat nie gehoor het nie, en dis hoekom ek en jy in Suid-Afrika sit. Maar ons het nou hierdie kans om weer terug te gaan na hierdie land toe, na hierdie bruilofsmaal. Maar dan kom al hierdie samen, kyk, ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit, waarheen hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom, en hulle bring in hul land. Wat 'n land? Israel, Kanaan. En ek sal hulle, en hulle sal een volk, en ek sal hulle een volk maak, in die land op die berge van Israel, en een koning sal vir hulle almal koning wees, en hulle sal nie meer 2 nasies wees nie, en verder nie meer in 2 koninkryke verdeel word. Gaan lees maar Handelinge 15, sê hy presies dieselfde. Want u weet, wat het na Salomo, toe Salomo met vreemde vrouens getrou het, en hy ontrou was teenoor Jahwe, wat het gebeur? Het sy seun het koning geword oor Juda, naamlik die stamme Juda en Benjamin. En die ander 10 stamme ryk het Jerobeam koning geword. En hulle is weggevoer. En nou sê Vader, sê hy gaan vir hulle weer een volk maak, weer hier die 12 stamme ryk. Gaan ek weer vir julle as een volk, en ek sal een koning oor julle stel. En nou sê hy daar in vers 24, en my knegt David sal koning oor hulle wees, en hulle sal almal een herder hê, en hulle sal in my verordeninge wandel, en my insettinge onderhou, en daarna handel, en hulle sal woon in die land, wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het, nie inwoon nie, gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid. En my knegt David sal hulle vors wees vir ewig. Is dit nie so 'n wonderlike nuus? Hierdie 1000 jaar. Ja, daar gaan daar nie meer dood wees nie, daar gaan nie meer siekte wees nie, daar gaan niks wees nie, want as Yeshua sy voet op die Olyfberg neersit, dan split hy in 2 en lewende waters loop daar uit. Ek wens ek het tyd om vir u al hierdie goede te kan verduidelik. Daar in Esegiel 47, hierdie rivier, hierdie boom wat elke maand nuwe vrugte dra, wat se blare genesing is. Hierdie water wat in die see inloop en die see gesond maak. Daar is so baie van al hierdie wonderlike dinge in hierdie 1000-jarige vrederyk wat ek hier kan vertel. Ek gaan lees maar net al die klein profete en die groot profete wat daar die beloftes van Jahwe is. En dit is belangrik dat ek en jy hierdie goed gaan bestudeer, want dis ek en jy se erfenis. En al wat die Satan wil hê, is om hierdie erfenis van ek en jy af weg te vat. Om vir ek en jy verskoningkies te gee, hoekom jy nie kan vir Jahwe dien nie, in sy gebooie en insettinge. Dis lekker, man. Dis lekker om hom te dien. Dis lekker om sy insettinge, sy verordeninge te doen, maar hoekom? Sodat ek en jy daardeur kan lewe, en hy sê daar in die seeg, maar as julle dit nie doen nie, kyk, ek sal aan julle insettinge, verordeninge en gebooie gee, sodat julle daarvan nie kan lewe nie. En dis wat presies gebeur in hierdie land. Gaan lees maar daar in Deuteronomium 28. In die 50 verse van die vloeke van hierdie land. En dit is baie belangrik dat ek en jy op hierdie dinge sal let, geliefdes. Yeshua wat uit Jerusalem oor die aarde koning is, en David oor ons koning in Israel is. Maar hy beloof vir ek en jy ook daar kom ek kyk net gou vir u.
daar in Petrus, ook in Jesaja, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon, wat woon, waarin gehoorsaamheid woon. En jy moet dit maar gaan lees, geliefdes. En jy sal sien dat die oordele van Jahwe wat na hierdie wegraping gaan hierdie groot verdrukking kom. En almal hierdie in Openbaring 8 en dan gaan hy aan in Openbaring 9. Van hierdie basyne wat blaas, en almal is vuur. Die eerste een is komeet, die tweede een is wat is die ding met die stert? Nee, 'n komeet het 'n ster. Die ander een is die asteroïde. En so val hulle in die see en so verbrand al die groen gras en die bome. Hoor u, geliefdes? Kom al hierdie oordele, terwyl hierdie mense, en as jy hierdie uitnodiging nie aanvaar, moet jy weet, jy moet daar deurgaan. Dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy sal let op hierdie goed. Sal weet dat dit is waarna toe ek en jy op pad is. En dan kom hy daar in Openbaring. Openbaring 20. Hy sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lang, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Sodat ek en jy kan lewe sonder die inmenging van die Satan vir hierdie 1000 jaar. Sodat ek en jy kan voel hoe het wou Jahwe dit van die begin af in Adam en in Eva se tyd voor die sondeval, hoe dit moet gewees het. So gaan Jahwe dit doen, en dit is sy beloftes. En dan sê hy daar in vers 5, en die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. En dan word hierdie bokke aan sy linkerkant, wat teruggegaan het na die doderyk, wat hierdie doderyk vir 1000 jaar verder moet kom, en dan eers dat hulle kom, almal van hulle gaan verskyn voor die groot wit troon oordeel. En dan word die boeke geopen. Dan het hy nog 'n kans. Daar die kans om te kyk, die heel eerste een sê hy moet kyk of hy sy naam geskryf in hierdie boek van die lewe. En as hy nie geskryf het nie, dan is dit kobai, sommer klaar. Nie ander goed te doen nie. En dan volgens sy werke, sien jy die wonderlike regverdigheid van Vader. Geliefdes, salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van Elohim en van Yeshua wees, en sal saam met hom as konings regeer, 1000 jaar lang. Hoor u wat wag vir ons? Hierdie wonderlike om vir altyd by Jahwe te wees. Maar dit bly ek en jy se keuse. En dit gaan nou in hierdie paar jaar gebeur, tot by die wederkoms. En ek gaan kyk maar na daai gedeelte van die Pinkbank, waar Johan en ek bietjie wil hierdie uittog bespreek. En baie van hierdie klein goedjies. Want die tyd ongelukkig ontbreek ons net. En dit sal so lekker wees as julle sal terugkom na ons toe. En kommentaar te lewer en vrae te vra. Want jy weet mos daar's 'n e-mail en 'n WhatsApp adres. Doen dit, geliefdes. Dis tot jou eie voordeel. En daar's 'n wonderlikste tyd wat vir ek en jy voorbly. En tot 'n volgende keer groet ek u in die wonderlike naam van ons Jahwe Elohim. En ek sê vir u shalom.